En ons is terug met nog 'n woord vir die week. En hierdie week is 'n spesiale week, want ons het 'n groepie jong mense wat besluit om hierdie Sondag belydenis van geloof af te lê. Ons wens julle hartlik geluk en die Here se rykste seën toe op julle pad vorentoe. Ek wil ons woord vir die week begin met 'n storie in my eie lewe. 1 jaar is ons met die Desember vakansie in die Wildtuin daar in die Kruger Nasionale Park. En die rede hoekom ons daar is, want dit is so warm en dit is so bedompig en dit is so bedruk. Die beste plek om te wees is in jou kar met 'n aircon terwyl jy na olifante, leeu's, luiperds, buffels en kameelperde kyk. Maar soos julle weet, is daar 'n klomp rusplekke en kampe en oorde waarna toe ons kan gaan binne die Krugerpark, waar jy ietsie kan koop om te drink, ietsie kan eet en. En so is ons by Letaba, of ek dink dit was Letaba, ek kan nou nie meer lekker onthou nie, maar dit is so 'n restaurant wat so uitkyk oor een van die riviere wat vloei in die Krugerwildtuin. En dan sien jy hoe die olifante en die seekoeie en die krokodille almal besig is rondom die water. En ons sit by die restaurant en ons bestel ons kos, 'n hamburger en chips vir my. En in die middel van hierdie tafel is daar hierdie groot bak met 'n tyd, of 'n groot bottel met 'n tyd, en daar is witgoed in. En hierdie wit krummels is seker nou maar sout. So neem 'n mens aan. En ons het ons koeldranke gedrink, ons kos het gekom, en met groot ywer en oorgawe gooi ek daai wit krummels bo-oor my chips, want dit kan mos nou net sout wees. En toe ek die eerste happie so vat, toe is my souterige chip 'n soeterige chip. En as ek sommer heeltemal afgesit van my chips wat saam met my kos gekom het. Dit was 'n verrassende geur. Dit het my herinner aan ons woord vir die week in Matteus 5, waarin die Here vir ons sê, ons as gelowiges, ons as Christene, ons as disippels van die Here, ons moet sout vir die wêreld wees en 'n lig vir die wêreld sodat almal kan sien. En ons almal weet, as jy sout net so gaan eet, dan gril jy tot in jou diepste tone in. Maar as jy dit oor chips gooi, as jy dit in jou kos sit, verryk dit en verbeter dit die dis wat jy maak of eet. En is dit iets wat in ons gedagtes moet bly? Wanneer ons oor ons geloof praat, wanneer ons met ander praat oor hoe ons as Christene optree, is ons 'n verrassende geur? Is ons, ek het nou nie geweet dit is hoe hierdie mense optree nie? Of is ons 'n aangename geur? Jene, ek het nie gedink dit is wat Christene doen nie. Ek het nie gedink dit is vir hulle belangrik nie. Ek het nie gedink ons moet so optree nie. Ek sal beter wees. Ek sal eerder so optree in die toekoms. Jy sien, want ek dink veral wanneer iemand ons leed aangedoen het of wanneer iemand ons seer gemaak het, dan is ons op daai punt wat ons 'n verrassende geur is. Is ons, ag man, ek wil niks met daai persoon te doen hê nie. Daai persoon skryf ek af vir alle doeleindes.
maar om 'n aangename geur te wees, is om te sê, maar weet jy, ek vergewe jou. Ek vergeet nie wat jy gedoen het nie, maar ek vergewe jou. Ek stap die pad saam met jou. Hoekom? En dis waar Jesus die volgende ding sê. Sodat ons 'n lig, 'n baken, iets kan wees waarna die wêreld kan kyk en sê, maar dit is wat ons moet nastrewe. Dit is wat ons moet bereik. So ek wil jou vra, gaan jy hierdie week suiker wees in iemand anderste se chips, of gaan jy sout wees en 'n aangename geur vir daardie persoon wees in hulle lewens? Die keuse lê by ons. As jy gehou het van hierdie video en jy wil meer van hierdie video sien, subscribe, gee ons 'n like. En as jy saamgestem het of as jy verskil met ons, asseblief gesels met ons in die comments gedeelte, sodat ons hierdie gesprekke kan voortsit in ons digitale bediening. Tot ons mekaar weer sien. Totsiens en amen.